Goeiemôre. Sjoe, vandag is al 26 Maart, dis die laaste woensdag van Maart, as ek het reg het, né? Ek is Estie Geldenhuys en ek staan hier in die tuin met 'n pragtige ou klein sekelmaantjie en hadidaas en hoenders en duwe. En wat 'n voorreg om Vader God se woord uit te dra, en ek weet nie eers na wie toe dit almal gaan nie. Ek wil nou sommer chunk. Want weet jy wat, ek besef my woord gaan vanoggend juis ook oor getuienis en wat 'n voorreg om hier te staan, all on my very own. En tog getuig ek. Dankie Vader vir media, wat ons help om te getuig. Ons eer en prys en naam. Ja, en dit wat ek vandag met jou wil deel, daaroor kan mens eintlik 'n hele naweek kamp hou. Gaan lees asseblief vir jouself die perikoop op jou eie. Maar luister eers en lees. Kyk weer na Openbaring 12 vers 9 tot 11. Ek lees dit vir jou uit die ou vertaling. En die groot draak is neergewerp, die ou slang, wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei. Hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp. Toe hoor ek 'n groot stem in die hemel sê, nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van ons God geword. En die mag van sy Christus, die mag, hoor mooi, die woord mag van sy Christus, want die aanklaer van ons broers is neergewerp. Hy wat hulle aanklaag voor ons God, dag en nag. Vers 11. En hulle wat oorwin het, hulle het hom oorwin deur 1. Die bloed van die lam. 2. Deur die woord van hulle getuienis. En hulle het tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. Hoor mooi. Hier word gepraat van oorwinning. Heel eerste is die draak neergewerp. It is done. Dit het gebeur toe ons Messias uit die graf opgestaan het. Daarna het hy opgevaar na sy Vader, wat ook ons Vader is. Hierdie draak het geen reg meer oor die kinders van Jahwe Elohim nie. En onthou, die naam Jahwe herinner ons aan die een wat die ewige verbond met ons aangegaan het. Die groot ek is. Jahwe is die een wat alles weet, alles kan en wat nooit op sy woord kan teruggaan nie. En Elohim, die skepper van alles wat is, net mooi alles, ook tyd, en dit wat aan die einde van tyd sal gebeur. Dit was die mag van Christus wat die aanklaer neergewerp het. Daar staan dit in vers 12. Hy, die Satan, hou steeds nooit op om ons aan te kla nie. Maar vir elkeen wat glo in die verlossende beskerming van die bloed van Jesus, Yeshua, oorwin, juis deur die bloed van die lam, en ook deur die woord van hulle getuienis. En vandag wil ek uitroep oor myself en oor elkeen wat nou na hierdie boodskap luister, ja, maar ook oor elkeen wat glo in die verlossing van die bloed. Die verlossing van die bloed is 'n voldonge feit. Dit staan vas. Maar die tweede wat daarmee saam genoem word in hierdie vers 11 van Openbaring 12 is die volgende woorde: en deur die woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. Wat is dit wat ons moet leer uit hierdie vers? Ek voel gelei om twee woorde uit te lig: getuienis en ook die woord vreesloos. Om te getuig oor die goedheid en liefde en verlossing
en lewe wat ek in my omgang met Jesus beleef, is verseker deel van hierdie oorwinning. Aan die begin voel mens huiwerig en soort van blootgestel, maar moenie bes gee nie, getuig. As jy oorwinning beleef het, as ons Vader op 'n kosbare manier vir jou deurgekom het, getuig daarvan. En ja, soos die Engels ons leer, less is more, né? Ons hoef nie altyd lang paragrawe uit te reig nie, nee. Maar gee erkenning met dankbaarheid en lof. Maar getuig van die goedheid van ons Vader. Weet jy, elke keer wanneer ons getuig oor sy goedheid, versterk dit ook ons eie geloof. En hoe meer ons dit doen, hoe gemakliker kom dit. En dit is waar die vreesloos begin groei. Onthou, die twee woorde wat ek graag vanoggend wil onderstreep, is die getuienis en ook die vreesloos. Hierdie getuienis moet uiteindelik vir ons so 'n tweede natuur wees, dat dit sommer maar net gemaklik kom. En dit is hoe beide in ons groei. Vader, dankie. Ons eer U. En in die naam van Yeshua vra ek, help ons. Leer ons om vreesloos te getuig van wie U is. Hoe wonderbaar en groot U is. En mag ons ook asseblief leer om te getuig van hoe U ons rig, bedien, bystaan, vrede gee. Ja, Vader, dat ons sal beleef hoe ons oorwinning oor U groot vyand kry, deur te getuig van U goedheid, en dat ons sonder vrees, met volle oortuiging, sal getuig van U waarheid in ons, en ook ons waarheid in U. Dankie, Vader, U is groter as enige iets. Ons eer en ons loof U naam. Amen.